Dit is maandagoggend die 15de Junie en ek groet jou in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek nooi jou om saam met my vanoggend 2 gedeeltes oop te maak in God se woord, naamlik Amos 5 vers 21 en ook Hosea 6 vers 6. Ons is besig met die reeks innerlike genesing en hierdie week kyk ons na innerlike genesing en godsdiens en dat godsdiens meer as dikwels ook gevaarlik kan wees vir ons innerlike genesing. En ons gaan nou kyk hoekom ons dit sê. Want in die hand van die bose kan godsdiens ons dikwels 'n rad voor die oog draai en godsdiens gebruik om ons eintlik verder van die Here af te vat as nader aan die Here. En daarom kom ons lees. Wat staan daar in Amos 5 vers 21? Dis die Here wat aan die woord is. En hy sê, ek verafskie julle feeste. Ek het niks aan julle feestydde nie. Hosea 6 vers 6, want ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Nou ja, liewe jong mense, kinders, mamas, papas, oupas, oumas, godsdiens kan genesend wees vir die innerlike van die mens. Inteendeel, dit behoort genesend te wees. Maar dit kan die mens ook innerlik siek maak. Wat bedoel ons daarmee? Want dit kan patrone van dink en voel by mense vestig en versterk wat eerder innerlike agteruitgang as innerlike genesing teweegbring. En hiervan is die 2 voorbeelde wat ons nou net gelees het, uitstekende voorbeelde. Want in beide gevalle vestig dit sekere denkpatrone en ook gebruike wat eintlik net op die uiterlike ag slaan en nie op die mens se gees en hart en sielsbetrokkenheid by die Here nie. As ons kyk wat daar in Amos 5 vers 21 staan, dan sien ons die profeet Amos sê dat die Here die Israeliete se godsdienstige feeste haat en verafskie. Die probleem is dat die Israeliete nie hulle lewens reggestel het nie. Hulle los nie hulle sondes nie en hulle maak niks reg wat verkeerd is nie. Hulle werk is nie aan hulle verhouding met die Here nie. Tog is hulle so toegewyd aan hulle godsdiens en hulle offers en hulle feeste. Met hierdie uiterlike godsdiens probeer hulle egter net hulle gewete salf en hulle skuldgevoelens sis. En dit het nie werklik 'n positiewe invloed op hulle lewe of hulle lewenswyse nie. Die ander voorbeeld wat ons gelees het is die van Hosea 6 vers 6. Hier vertel die woord van die Here vir ons dat die volk van die Here se godsdienst 'n manier geraak het met tyd heen waarop hulle die Here probeer manipuleer het. Hulle verwaarloos die liefde vir die Here en vir mekaar en vir hulle naastes, maar bring terselfdertyd wonderlike offers vir die Here om hom te probeer omkoop, om nie vir hulle kwaad te wees nie. Hulle godsdienst is dus oppervlakkig en vol uiterlike vertoon. Beide hierdie voorbeelde leer vir ons dat godsdienst gevaarlik kan wees en mense eerder innerlik verswak as verbeter. En daarom nooi ek jou om ook nou saam met my te bid. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Gees, ondersoek ook ons hart. Here, en wil U vir ons deur die Gees dit openbaar as ons ver van U leef en dink dat ons met godsdiens en uiterlike vertoon U kan manipuleer. Here, want U ken ons binne en buite. Here, en wil U in en deur ons godsdiens ons eerder vashou en nader aan U trek en nie toelaat dat ons met denkpatrone en 'n verkeerde verstaan verder van U af wegbeweeg nie. Here, mag dit so wees dat U toelaat dat ons eie gees en hart en motiewe en gesindheid sal ondersoek en mag ons 'n honger en 'n dors na U hê en mag ons U waarlik lief hê met alles in ons. Ons bid dit vir onsself en vir mekaar in Jesus, ons Here se naam. Amen.